Môre vriende. Skus, daar was 'n begrafnis in hierdie week en hierdie mikrofoon is 'n bietjie skwaf. Kyk net of ons hom kan bietjie beter maak. Nee, hy is in my oog. OK, hy seker van so. Daar sê, hallo. Baie welkom by vanoggend se diens. Ek hoop dat julle almal tuis voel. Ek hoop dat julle almal God se liefde en God se vrede en God se teenwoordigheid hierso sal ervaar. Nie net vandag nie, maar sommer ook elke Sondag. So met daardie woorde, dit is 'n absolute eer om julle vanoggend te kan groet. So wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die een wat op die oertyd af voorspel is, die een na wie verlang is, die een wat mens geword het, wat lyf geword het, wat niks geword het en einde alles te word, die een op wie ons hoop en die een wat sal terugkeer. Baie welkom in vanoggend se diens. Ek wil graag vanoggend se diens begin deur 'n stuk uit Psalm 27 te lees. Kom ons lees dit saam. Raak rustig. Jy kan jou oë toemaak as jy wil en dit as 'n gebed luister, of jy kan jou oë oop hou en net die kerkomgewing rondom jou bewonder. Dit hang alles van julle af. Psalm 27 van Dawid. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots en daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing. Ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ekho u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet die dienskneg nie in my toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad. Lei my op 'n gelyke pad. Vanweë my vyande, moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie, wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Vriende, ons kan dan nou staan en lied 354 vers 1, 2 en 3 saam sing. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. O Christus, ons verlange. Ware Christus fees, U wat as Hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning, taal as 'n dienskneg neer,
en herders vind herder, oor wie al dankbaar juig, en wyses vind die wysheid, voor wie al bidend buig. Soos kinders met Hosannas, al koning bly ontmoet, en Sion sy Messias met jubels kon begroet. So wil my lied die vrede, die heerskappy besing, my lof en dankgebede, die juigend hulde bring. Omdat Jesus Christus die wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in hom 10 beloftes aan ons. Die eerste gebod, of liewer die eerste belofte, ek beloof jou dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste en eerplek in jou lewe hê. Die tweede gebod of belofte, as ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra. Die derde gebod of belofte, as jy my liefhet, sê Jesus, beloof ek jou dat my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. Die vierde gebod of belofte, as ek die eerplek in jou lewe het, beloof ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van jou week vir jou sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan, 'n dag nie om teen-op te sien nie, maar om na uit te sien. Die vyfde gebod of belofte, as ek in jou lewe is, beloof ek vir jou dat dit vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies en geleen het. Die sesde gebod of belofte, ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê doodmaak. Die sewende gebod of belofte, ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in julle huwelik en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. Die 8ste gebod of belofte, as ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee? Maar neem, nee, nooit. Dan die 9de gebod of belofte, as ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê, as daar nie iets goed kan wees nie. En die 10de gebod, of die 10de belofte, ek beloof dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal ver genoeg wees met my wat jy het, met die besef dat God gee soos wat hy dit nodig vind, en as hy gee, hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. En dit is die wet en die belofte wat die Here vir ons gee. As daar kinders is, kan hulle dan nou vorentoe kom. Dit net iets wat ek vir julle wil wys. So sommer so terwyl julle vorentoe stap, sal julle sien daar is besig om 'n oulike video hierso voor te speel. Weet julle hoe glas gemaak word? Hoe word glas gemaak? Weet julle? Hoe word glas gemaak?
Van sand, ja, daar's sand en daar's silikoon en ek is nou nie hy's 'n groot ekspert in hoe glas gemaak word nie, maar wanneer 'n mens glas maak, dan moet dit eers baie warm gemaak word, sodat al die goed wat onsuiwer is, die klein goedjies wat gaan maak dat die glas dof word of dat die glas nie heeltemal deurskynend is nie, of as daar sulke spikkeltjies in die glas is, as 'n mens die glas eers baie warm maak, dan gaan dit alles weg. Dit dryf so half na die bokant toe, dan kan 'n mens dit met 'n lepel uitskoop. En soos julle hierso kan sien, hoe warmer die glas gemaak word, hoe helderder word dit en hoe skoner word dit en hoe mooier word dit eintlik. So mense kan hierso hierdie mooi kuns sien van hoe hulle die gekleurde glas by die gewone glas sit. En dit is bietjie waarvan ons vandag in die Bybel ook lees, hoe die glas gesuiwer word en skoon gemaak word en mooi gemaak word. Dit is presies wat God ook met ons kom doen. God maak ons ook mooi en skoon en ja, dat dit soos 'n erfstuk is, iets wat van jou ma se ma gegee is, na jou ma se ma en ma en dan gaan dit net so aan en aan, kinders na kinders na kinders. En op die ou end wat oorbly is ons. Hoe mooi is dit nie? Dit is wat ek vir julle wou gewys het. So terwyl die kinders dan nou weer gaan sit, dan kan ons lied 292 vers 1 en 2 saam sing. So kom ons staan en sing dit saam. Julle kan maar weer gaan sit hoor. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ons skriflesing vanoggend kom uit Maleagi 3 vers 1 tot 4. Dis die laaste boek in die Ou Testament, een van die klein profete wat die meeste oor Jesus geprofeteer het. So kom ons lees dit saam, maar voor ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Liefdevolle God, dankie dat ons weer eens kan bewus word van hierdie beloftes wat U vir ons maak. Dat hierdie 10 gebooie nie net gebooie is nie, maar dat dit beloftes is wat U vir ons gee deur die gratis geskenk van genade. Ons wil U dank vir die voorreg om vanoggend hier te kan sit, om uit die woord te kan lees en help ons om te kan besef wat U vanoggend vir ons wil sê. Dat ons harte sal oopbreek, dat ons verstand sal oopbreek, sodat dit wat uiteindelik ingeneem word net van U afkomstig is. Amen. Kom ons lees saam. Dit sê in hoofstuk 3 vers 1, kyk, ek gaan my boodskapper stuur en hy sal 'n pad voor my gereed maak. Onverwag sal hy na sy tempel kom, die Heer na wie julle soek, die boodskapper van die verbond na wie julle uitsien. Kyk, hy gaan kom, sê die Here, heerser oor alle magte. Wie kan die dag van sy koms verduur? Wie kan staande bly wanneer hy verskyn? Ja, daardie dag is soos die vuur van die smelter en soos die loog van wassers. Hy sal gaan sit as iemand wat silwer smelt en suiwer. Hy sal die leviete reinig en hulle soos goud en silwer suiwer. Hulle sal aan die Here behoort
en offers in geregtigheid bring. Dan sal Juda en Jerusalem se offers weer vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae, soos in vroeër jare. Nou die profeet Maleagi het omtrent 100 jaar na Israel se terugkeer van die Babiloniese ballingskap gelewe. Sy boodskap was gerig aan die mense wat al vir 'n geruime tydjie in Jerusalem geleef het. Die tempel is in hierdie tyd reeds herbou nadat dit deur die Babiloniërs vernietig is. Maar dinge was nie besig om goed te gaan nie. Ons het die afgelope jaar nogal baie oor die Babiloniërs gesels en die Babiloniese ballingskap. En toe die Israeliete teruggekeer het na die ballingskap, was hulle hoop hoog gewees, want hulle het geglo dat hulle die tempel weer gaan herbou. Dis nou nadat die Babiloniërs dit vernietig het en dat al die groot beloftes van die profete vervul sou word. Die Messias sou kom en God se koninkryk sou binne 'n verenigde Israel en al die ander nasies en vrede en geregtigheid vir almal sou bring. Maar dis nie wat gebeur het nie. Ongelukkig. Die Israeliete wat in die stad gewoon het, was op die ou end net so ongetrou aan God soos hulle voorgangers. Die gevolg was armoede en ongeregtigheid en in Maleagi vind ons uit net hoe korrup hierdie nuwe generasie geword het. Nou ontmoet vir Simon en Alice, hierso op die skerm. Simon is die stigter en direkteur van Alissim Glas, 'n klein besigheid wat hy in 2003 gestig het. En Simon is 'n glasblaser en hy skep dus glasprodukte. En aanvanklik het die klein maar suksesvolle besigheid uit sy huis in die klein dorpie Yoska naby Nairobi in Kenia geopereer. En Simon het die besigheid as Jua Kali begin, wat letterlik beteken hy het onder die warm son gewerk. Dit bedoel hy het begin met dit wat hy gehad het en sy besigheid opgebou met die basiese middele en geleenthede tot sy beskikking. Op die oomblik is Simon se produksievermoë nog klein, maar hy beplan egter groei. En met sy spaargeld en beleggings en lenings het hy 'n klein stukkie grond naby sy bestaande werkswinkel gekoop. Hy wil 'n groter werkswinkel bou wat meer kan produseer. Op hierdie manier maak hy toenemend 'n impak as werkskepper op 'n klein gemeenskapie in Kenia. Nou glasblaas werk met vuur. Die rou materiaal waaruit glas bestaan word verhit tot meer as 1300 grade Celsius. En teen hierdie temperatuur vorm die glas 'n vloeistof wat wit van die hitte is. Nadat al die lugblaasies en onsuiverhede uit die glas gekom het, word die temperatuur verlaag tot sowat 1100 grade Celsius. En nou is die glas 'n helder oranje kleur en kan die glasblaser sy werk doen. Die tegniek om glasvoorwerpe uit gesmelte glas te blaas dateer reeds uit die eeu net voor Jesus gebore is. En die glasblaser gebruik 'n blaaspyp wat self verhit word en daarna word dit in die gesmelte glas gedruk om 'n hoeveelheid glas soort van op te tel. En dit werk byna soos heuning wat om 'n lepel gedraai word om dit so op te tel. Hierna word die glas op 'n dik plaat staal gerol om vorm daaraan te begin gee. En tradisioneel is marmer in plaas van die meer moderne staal gebruik. Dit skep 'n laagie koelglas aan die buitekant wat die blaas 'n vorm in die gloeiende glas vergemaklik. As die buitekant bietjie harder is, dan blaas jy daar binne in en dit gee hom bietjie meer vorm. Nou is die glas gereed om geblaas en gevorm te word. Die glasblaser blaas lug in die glas en kan dit ook vorm met verskillende instrumente. Daarna word die voet en opening van die glas afgewerk en het 'n mens 'n wonderlike produk. Naas die vrye blaas van glas kan die glas ook in voorafgevaardigde vorms geblaas word. Jy weet, soos 'n mold. Die buitekant van die glas druk teen die vorm vas en so kry die glas dan 'n bepaalde vorm. Die ongelooflike skoonheid van goeie glas word gebore uit die vuur waardeur dit gesmelt en gesuiwer word. Daarna moet dit met vaardigheid afgerond word. Die smeltkoers van vuur skep geleenthede. Dit ken ons baie goed. Nie net pragtige glas nie, maar ook suiwer edelmetale soos goud en silwer word uit die reinigende en vormende effek van die vuur gebore. Vuur en smeltkroes skep inderdaad
wonderlike geleenthede. Nou in ons teks is reiniging ook ter sprake, omdat die volk van God suiwering nodig het. Die toneel is die Ou Testamentiese godsvolk waarvan 'n oorblyfsel teruggekeer het na die ballingskap in Babel. Hulle is nou 'n geruime tydjie in Jerusalem, die stad is herbou en die tempel is ook weer opgerig, en waar die volk aan die begin opgewonde was oor die herstel van hierdie tempel, begin die toewyding nou 'n bietjie afneem. Ons lees dat die altaardiens herstel is in hoofstuk 1 vers 7, maar dat die priesters laks geraak het. Die Here is met minagting behandel, en daarom minag ook die volk die Here deur blinde, siek, lam of verminkte diere en soms selfs geestelike diere, gesteelde diere te offer. En daarby nie hulle volle tiendes te bring na die tempel toe nie. En die leviete en priesters ly daaronder deurdat daar geen voorsiening vir hulle is nie. Hulle is egter in die eerste plek aandadig daaraan deurdat hulle self die Here minag in hulle dienswerk. In Maleagi 2 vers 17 word 'n verdere aanklag teen die volk uitgespreek. Die volk het die Here moeg gemaak. Hoe? Hulle kyk om hulle rond en maak die optelsom dat dit goed gaan met hulle wat onreg pleeg. Dit wil lyk asof hulle wat geen erg het aan God en geen snars omgee vir die gebooie nie. Nou God se opdrag tot sorg van die armes en noodlydendes word verontagsaam. Dit pla hulle nie meer nie. In die wandelgange begin die gerugte dus sirkuleer dat God nie omgee as daar ongeregtigheid geskied nie, en dat God die onregverdiges ondersteun, selfs aan hulle kant is. En die resultaat van hierdie gerugte is dat die volk self dade van ongeregtigheid begin pleeg. Hulle is nie meer getrou aan die verbondsverhouding met God nie. Hulle sê ons doen anyway slegte dinge, en kyk hoe goed gaan dit, ons kan net sowel aangaan. Die Here is vanselfsprekend nie tevrede nie. God reageer deur Maleagi op hierdie gerugte. God gee sy visie van hierdie nuwe toekoms wat hy vir Israel beplan. Hy gaan beslissend in die volk se geskiedenis handel. 'n Boodskapper of 'n profeet word voorspel wat die pad gereed sal maak. Die profesie verwys na een of meer persone wat sal kom. Een sal kom om die pad vir die Here reg te maak, die ander sal God se werk doen. Ons dink daarom aan Johannes die Doper, die wegbereider vir Jesus, en ook dan aan Jesus self wat sou kom. God se gestuurdes sal die volk op die regte pad lei om God en medemens suiwer te dien. Net so belangrik soos die figure wat God gaan stuur, is ook die aksie wat God deur hulle gaan voltrek. In lig van die feit dat die volk God moeg maak, sou mense in reaksie van oordeel en vernietiging verwag. Dis vanselfsprekend, mense sou dink, dis nou wat gaan gebeur. In die lig van die feit dat die volk God moeg maak, sou 'n mens 'n reaksie van oordeel en vernietiging verwag. Wat aangekondig word is egter nie 'n vuur van vernietiging nie, maar eerder 'n vuur van suiwering. 'n Geweldige warm vuur en sterk seep word voorspel sodat daar 'n proses van suiwering kan plaasvind. Dit begin by die leviete wat vir die tempeldiens verantwoordelik is, en daarvandaan sal dit uitkring. Ons lees net weer wat vers 3 en 4 sê. Hy sal gaan sit as iemand wat silwer smelt en suiwer. Hy sal die leviete reinig en hulle soos goud en silwer suiwer. Hulle sal aan die Here behoort en offers in geregtigheid bring. Dan sal Juda en Jerusalem se offers weer vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae, soos in die vroeë jare. Die doel van die suiwering, so blyk dit uit vers 5, is om die verbondsverhouding te herstel. Vers 5, wat ons nou nie vanoggend gelees het nie, ek sal na julle toe kom vir die oordeel, en ek sal sonder om te huiwer 'n getuie wees teen towenaars, egbrekers en wie vals sweer, teen hulle wat dagloners, weduwees en vaderloses en kinders verdruk en hulle wat vreemdelinge wegwys en nie ontsag vir my het nie, sê die Here, heerser oor alle magte. God gaan die volk
met groot moeite en sorg suiwer, eerder as vernietig. Die proses van suiwering is natuurlik pynlik, veral as al die leuns, valsheid en onsuiverheid wegbrand, maar die doel is egter anders. Die doel is om die geloofsgemeenskap te herinner waarop dit regtig aankom, naamlik dat hulle geroep word om in 'n egte verhouding met God te staan en sodoende ook met die gebroke wêreld. God roep die verbondsgemeenskap om deel te word van die beweging na die wêreld toe en om te sorg vir die arme, die vreemdelinge en vir hulle wat verstoot word. Die smeltkroes dien hierdie doel. God brand die gedrag wat skade doen weg. Die miskenning van die armes en die noodlydende doen die verbondsverhouding skade aan. Dis die hart van God dat die arme en die noodlydende versorg en beskerm word. Om gesuiwer te word, soos die teks dit voorop stel, is om 'n gemeenskap te wees wat in opregte, gehoorsame verhouding met God leef en om reg te laat geskied aan die weerloses. Dit verg nie veel verbeelding om na ons eie tyd en omstandighede te kyk en die ongehoorsaamheid aan God raak te sien nie. Baie mense verbreek die verhouding met God omdat dit nie vir hulle sin maak nie. Mense begin dink die onregverdige en skurkagtige mense gaan vooruit. God gee nie om oor onreg nie. Daarom is dit beter om die rug op God te draai en liewer te leef soos jy wil. Dis in die karakter van God om suiwerend by sy volk betrokke te raak. Daarom kan ons gerus oop wees vir hierdie suiwering van God. Ons roeping is om lig te wees wat duisternis verdryf, sout wat bederf keer, nou is voor yskaste, suurdeeg wat die hele deeg deursuur en so reinig om aan God se bedoelinge te voldoen. Dalk moet ons minder besorg wees oor ander se onsuiverheid voor God en meer oor ons eie proses van geestelike vernuwing. Hoe kan ons voor God gaan staan, by God aanklop om ons individuele en gemeenskaplike lewens voor God bloot te lê? Wat is nodig om die behoefte tot eie suiwering te ontwikkel en voor God uit te spreek? God se belofte is dat God sy volk vernuwe, reinig, vorm om vir hom diensbaar te wees. Dit verg sondebelydenis en bekering, maar ook die hernuide ontdekking van God se liefde en God se genade. Op voetspoor van die reiniging van goud en silwer in die smeltkroes, of die wonderlike forme wat die glasblaser uit die smeltkroes van glas tevoorskyn bring, kan ons eie vernuwing en gehoorsaamheid van God afbid. Ons vind 'n aangrypende voorbeeld hiervan van hierdie soort benadering in die woorde van NP van Wyk Lou in sy bekende gedig Vroegherfs. Dit maak my nogal nostalgies van my hoërskooldae. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin en witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes en die eerste blare val. So stilweg in die rookval bos en laan, dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae geheilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkel jeug en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer, laat die wind waai. Laat stort my waan tot al die hoogheid eindelik vas. En nakend uit my teerder jeug verskyn. Ons teks moedig ons aan om ook ons lewe voor God oop te stel vir suiwering en om sodoende gestroop te word van alles wat pronk en sieraad is. Eerder as 'n boodskap van straf en verdoemenis, word die teks 'n uitnodiging tot inkeer en 'n voorbereiding om die een te vier wat ons in voorbeeld kom wys het hoe 'n lewe na God se hart werklik lyk.
Ons is besig om al hoe nader aan Kerstyd te beweeg. Ons vier die koms van die een wat deur Maleagi en later Johannes die Doper aangekondig is. Die een wat kom ons lewens te vernuwe deur woord en gees. Laat ons in die komende Kerstyd bid, kom o Skeppergees, o kom lewende Here Jesus Christus en vernuwe ons. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons jare kom en gaan. Daar is geboortes en mense sterwe, maar U is en bly dieselfde. U heerskappy en U trou, U geregtigheid en U genade het geen begin en geen einde nie. U is die oorsprong en die doel van ons lewens. U beoordeel ons gedagtes, woorde en dade. Ons kom gebroke en verootmoedig ons voor U. Ons bely dat ons U dikwels vergeet, verloon en teleurstel. Maar vandag voel ons verlig en getroos deur U woord wat sê dat U ons Vader is en ons U kinders is deur U Seun, Jesus Christus, wat vir ons mens geword het, gesterf het, opgestaan het en ons broer is. Ons dank U vir die voorreg om nou hierdie goeie nuus weer te kon verkondig en te kon hoor. Maak ons vry om vandag se boodskap reg te hoor, sodat die gevolg van hierdie byeenkoms U sal verheerlik en aan ons vrede en genesing sal bring. Amen. Vriende, dis nou tyd vir 'n spesiale geleentheid. Ek wil sommer so lank vra of kan Flippy en Charisma so lank vorentoe kom vir my. In die Nuwe Testament was dit glad nie 'n vreemde gebeurtenis dat hele gesinne gedoop word nie. En vandag het ons dieselfde voorreg. So vandag gaan Flippy Kitson belydenis van geloof aflê. Julle kan maar hier so voor my kom staan, moenie skaam wees nie. Flippy Kitson gaan belydenis van geloof aflê en dan gaan hy gedoop word en dan gaan sy dogter Charisma ook gedoop word. Maar eerstens, geliefdes, in die Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof is ingestel om verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op God te vertrou. Om te lewe volgens sy woord en getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voornemen is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien jy die kerkraad oortuig het van jou genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat jy in die openbaar jou geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek jou om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te beantwoord. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten slotte, beloof jy dat jy jou onderwerp aan kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord hierop, Flippy? Bietjie harder? Dankie. Hiermee word dan verklaar dat jy 'n belydende lidmaat van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Vaalwater is. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Gemeente,
sien om na hierdie lidmaat. Ontvang hom as medelid van die liggaam van Christus. Moedig hom aan tot liefde en goeie werk en bid vir hom. Leef in liefde met mekaar saam, want ons Heiland het gesê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U werk voortsit en Flippie geroep en gebring het om belydenis te doen van geloof in U. Ons bid dat U hom deur U Heilige Gees hoe langer, hoe sterker sal bind aan Jesus Christus en sy kerk. Ons bid dat U hom sal staande hou en laat groei in die geloof en kennis van ons Here Jesus Christus, dat U hom voortdurend sal lei tot 'n nuwe lewe van diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuies in die wêreld, en dat U hulle sal bewaar van versoeking. Gee dat hy in die laaste dag onder die skare van uitverkorenes in oorwinning voor U troon sal verskyn. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, vir die bediening van die doop met ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Julle kan eintlik maar omdraai en vir die gemeente kyk. Ons word gedoop omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges in Galasiërs 3 en Romeine 4, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. En daarna het Christus gekom en het die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid dien. Nou wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing van die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so reageer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Gelowiges en kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God ons van die begin af insluit in sy verbond. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Kyk, al verstaan kinders nog nie heeltemal die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig dit ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop
die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Geliefde in die Here Jesus Christus, dis nou jy Flippie. Jy het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is wat daar 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat hierdie doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet jy opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely jy, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely jy dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, dis nou waaroor ons gesels het in ons gesprek, die volkome en ware leer van verlossing is. En ten derde, beloof jy om hierdie kind van wie jy vader is, in die leer na die beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig? Wat is jou antwoord hierop? Ons kan nou die doop bedien. Flippie, jy is eerste. Kan jy hierso vir my kniel asseblief? Eerstens, want dit is 'n mooi simbool om voor God te kniel, en tweedens, jy is heel wat langer as ek. Die doop is 'n vreugdevolle geleentheid, ons mag lag. Johannes Philippus Kitson, ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Charisma, jy kan hier nader kom vir my. Charisma Kitson, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige God en Vader, ons dank U vir U genadeverbond waarin U ons en ons kinders laat deel. Ons dank U dat U ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het, dat U ons deur U Heilige Gees tot lidmate van sy gemeente ingelyf het en ons tot U kinders aangeneem het. Baie dankie dat U hierdie waarheid deur die doop aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer hierdie gesin so deur U woord en Gees, dat hulle U uit dankbaarheid en met vreugde voortdurend sal dien, sodat hulle eenmaal voor U troon sal kan staan met vrymoedigheid. Liefdevolle God, ons bring aan U die lof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Saam met die doop gee ons natuurlik vir julle ook geskenke. So hierso het ons 'n Bybel, die doopseël en 'n doopboekie vir elkeen. George as voorsitter van die kerkraad en ek as leraar gaan hierso inteken nou. Terwyl ons hierso teken, vriende, kan ons solank 'n seënlied vir hulle sing. Julle kan net so bly staan en vir die gemeente kyk. Ons kan dit sommer een keer deur sing, lied 268. Kom ons staan en sing dit saam. Okay. Net daarby gemeente.